Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 1 wat oor vergelykings handel van die 2021 vraestel 1 met jou bespreek. Die CAPS dokument stel voor dat hierdie vraag wat oor algebra, vergelykings en oplossing van ongelykhede handel, so ongeveer 25 uit die 150 punte moet wees. Nou hierdie vraag wat ons behandel is 24 uit die 150 en dit is 16%. Nou gaan jy sien, ek wil vir jou verduidelik. Jy sal definitief moet begin om by jou graad 11 werk al die hersiening te doen, want daar is ongelooflik baie graad 11 werk in hierdie vraestel en in al die vraestelle. Onthou, graad 11 en 12 is eintlik een syllabus. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. En dan nou, soos ek gesê het, hierdie vraag is eintlik graad 11 werk. Nou dit is hoe die vraag lyk. Ek stel voor, jy pause die video en dan werk jy sommer gou self die vraag uit en dan as jy vasgehak het, dan kan jy net na die verduideliking kyk. Ek gaan ook vir jou wys presies waar oral gee die eksaminators punte, want dit is baie belangrik, want miskien kan jy nie die hele vraag gedoen het nie, maar daar is wel 'n paar punte wat daar ergens weggekruip het vir jou. Los op vir x en dan gee hulle vir jou die vergelyking. Maak seker dat jou vergelyking in standaard vorm is, met ander woorde x² x getal aan die linkerkant gelyk aan 0 en dan is jou faktore x min 6, x plus 4 en die finale antwoorde x is gelyk aan 6 of x is gelyk aan min 4. Waar is die punte, faktore en die twee antwoorde? 1.1.2 los op vir x, hulle gee vir die vergelyking en korrek tot 2 desimale plekke. Dit is jou wenk dat jy die kwadratiese formule gaan gebruik. Onthou, die kwadratiese formule woon op die formuleblad. So wat jy doen, as hy in standaard vorm is, dan is daar die a se waarde, b se waarde en c se waarde. Daar is die kwadratiese formule. Vervang, onthou as jy in vervang baie hakies, sodat jy nie 'n fout kan maak nie, en dan kry ons x is 2,186 ensovoorts, of x is min 0,68, maar die vraag sê korrek tot 2 desimale plekke, daarom sal dit wees x is 2,19 of x is min 0,69. Waar is die punte? Vervanging in die korrekte formule en dan die twee antwoorde korrek tot 2 desimale plekke. 1.1.3 los op vir x en dan gee hulle vir jou daardie ongelykheid. So ons eerste probleem is dat hy is nie in standaard vorm nie, met ander woorde die konstante moet ook na die linkerkant toe gaan. Nou wat 'n mens doen is, jy gaan faktoriseer, ons kry x plus 4, x plus 1. Dan sê 'n mens, jou kritieke waardes kry jy hier by jou faktore. X plus 4 se kritieke waarde sal wees x is min 4 of x plus 1 se kritieke waarde is min 1. En wat 'n mens dan doen, is jy sit daar twee kritieke waardes op 'n getallelyn, daar's min 4 en daar is min 1. Jy kleur dit in, omdat dit kleiner en gelyk aan sal wees, en dan kleiner en gelyk aan, dit beteken jou antwoord gaan daar tussen die twee kritieke waardes lê. En wat 'n mens doen is, jy sit 'n x daar in die middel en jou verwantskapstekens kyk soontoe. Dus is jou antwoord x is kleiner of gelyk aan min 1, x is groter of gelyk aan min 4, of jy kan dit ook in hierdie vorm skryf. X is 'n element van min 4 tot by min 1 ingesluit. Waar is die punte? Die punte is die faktore, die kritieke waardes en dan die finale antwoord, enige een van die twee.
1.1.4 los op vir x en dan gee hulle vir jou x plus 28 onder 'n wortel is gelyk aan 2 minus x. So wat 'n mens doen is jy gaan beide kante kwadreer en jy moet net oppas hier aan die regterkant hou vir 2 minus x as 'n eenheid. Jy sit die hakies om beide en dan aan die linkerkant as 'n mens 'n wortel kwadreer dan val hy weg. So jy gaan net oor hê x plus 28 en aan die regterkant maak jy 2 hakies, 2 minus x, 2 minus x. Dan, aan die regterkant gaan ek daar die uitvermenigvuldig en ek gaan alles na die een kant toe bring, in die geval die regterkant gelyk aan 0 en ek gaan dit as in dalende orde skryf, gelyk aan 0, met ander woorde die ding is nou in standaard vorm. Dan faktoriseer ek x min 8x plus 3 en my antwoorde is x is 8 of x is min 3. Maar dis nie die finale antwoord nie. Hierdie somme wat 'n wortel bevat, moet 'n mens beide antwoorde toets om te sien of die linkerkant wel gelyk is aan die regterkant. So ek vat die regterkant 2 minus x en nou gaan ek x is 8 in vervang, ek kry min 6. Nou vat ek die linkerkant en ek vervang weer x is 8 in en ek kry die antwoord is 6. So kan jy sien, die linkerkant en die regterkant is nie dieselfde nie. So hierdie x is nie gelyk aan, x is gelyk aan 8 is nie 'n oplossing van hierdie vergelyking nie. As ek x is min 3 in vervang, het ek dieselfde antwoord gekry, so dan is hy 'n oplossing. Wat is die punte? Die feit dat jy beide kante gekwadreer het, die faktore wat jy gekry het, jou 2 antwoorde en dat jy gesê het, x is gelyk aan 8 is nie 'n oplossing nie. 1.2 Los gelyktydig op vir x en y in 2y is 3 plus x en daai lelike ding. So wat 'n mens doen, jy vat die vergelyking wat vir jou die maklikste lyk. In hierdie geval is dit daai lineêre ene, 2y is 3 plus x en ek het vir x alleen gekry en hom nommer 1 genommer en dan die ander vergelyking het ek net so gelos en hom nommer 2 genommer. Nou gaan ek sê, vervang nommer 1 in nommer 2. So dit beteken, in die tweede vergelyking, oral waar ek 'n x sien, gaan ek 2y minus 3 vervang. Daar het ek hom neergeskryf en daar kan jy nou sien, daar waar 'n x was, het ek 2y min 3 vervang en daar was 'n x kwadraat en ek het 2y min 3 kwadraat in vervang. Nou is dit net 'n geval van vermenigvuldig in en aan die regterkant gaan ek dan nou daai 2y min 3 as 2 hakies skryf, 2y min 3, 2y min 3 en dit uitvermenigvuldig. Nou gaan ek my vergelyking in standaard vorm kry en dan kan ek nog hierso met 'n 2 deel regdeur en ek faktoriseer. My faktore gaan wees 2y min 1, y min 1 en my antwoord is y is 'n half of y is 1. Maar nou kort ek mos nog waardes vir x, so ek gaan y is 'n half vat en dit in nommer 1 terugvervang en dan is my antwoord daar x is min 2 en ek vat y is 1 en ek vervang hom in nommer 1 in 2y min 3 in en dan is my x gelyk aan min 1. En dan waar is my punte? Die punte is daar waar ek vir x alleen gekry het, die invervanging, die faktore, my 2 y-waardes, my x-waarde, my x-waarde. 1.3 Die wortels van 'n vergelyking is x is min n plus min vierkantswortel n kwadraat minus 4np op 2m, waar m en np positiewe reële getalle is. Die getalle m en np in daardie volgorde vorm 'n meetkundige ry. Bewys dat x 'n nie-reële getal is. Reg, hulle sê vir ons m en np vorm 'n meetkundige ry, toe ek hom daar geskryf. Toe besluit ek nou gaan ek vir r die gemeene verhouding uitwerk. En die gemeene verhouding R werk mens ons uit deur te sê
T2 gedeel deur T1. Nou waar kom dit vandaan? Daar uit my ry. Dit is T1, T2, T3. Maar 'n mens kan mos ook sê dat R, die gemeene verhouding, is T3 op T2. En in hierdie geval is dit dan P op N. En toe besluit ek, daar is R, jy is gelyk aan R, daarom moet julle gelyk wees aan mekaar. En toe het ek daai twee gelyk aan mekaar gestel en net geskryf as n² is gelyk aan np. Nou ja, ek moet bewys dat 'n x nie reëel is en daarom het ek gedink ek moet 'n bietjie na die diskriminant toe gaan. Wat delta is, b² minus 4ac. Maar stem mee saam, daai b² minus 4ac, dit is mos daar in ons kwadratiese formule, wat ook al jy daar onder die wortel kry. En in hierdie geval is dit nou n² minus 4mp. Nou kom ons bring die twee bymekaar uit. Ons het nou net besluit dat n² is gelyk aan mp. So, in mp se plek gaan ek nou n² skryf. En dan n² minus 4n² is min 3n², dis nou die diskriminant, en nou redeneer ek net uit. n² sal altyd groter wees as 0. Die oomblik as ek 'n min 3 voor die n² invoeg, dan is die antwoord kleiner as 0, negatief. Dus het ek bewys dat die diskriminant is kleiner as 0, daarom x is nie reëel. Waar is die punte? Hier waar jy vir R die gemeene verhouding uitgewerk het, die feit dat jy die diskriminant gesien het, en jou diskriminant wat jy uitgewerk het as min 3n² en dan die uitredeneer van jou antwoord. Die volgende vraag in hierdie vraestel handel oor rye en reekse. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. Maar ek wil ook vir jou sê, jy sal sien aan die onderkant het ek ook vir jou die playlist van die graad 11 werk. Hierdie hele hoofstuk van die oplos van kwadratiese vergelykings. Ek het hom daar vir jou gesit. So as jy voel jy wil bietjie meer inligting daaroor gaan hersien, dan kan jy eers daardie playlist kyk en dan kan jy teruggaan na vraag 2.